wat in Taiwan deelgeneem het aan die internasionale rekeningkunde en wiskunde kompetisie het 'n paar silwer en bronsmedaljes huis toe gebring. En ons praat nou met die president van die Suid-Afrikaanse tak van die Pan-Pasifiese Abacus en Hoofrekenkunde Vereniging, Marlene Ras. Goeiemôre Marlene. Goeiemôre Anita, hoe gaan dit? Nee, goed dankie. Marlene, seker goed met julle. Verfris gou ons geheue, wat het die kompetisie behels in Taiwan? Weet jy, daar was ons 11 lande wat elke jaar saamkom. Meeste van hulle is Oosterse lande. En ons het nou al die 4 keer wat op deelneem. En hierdie keer die het dan nog af op met 'n tuisgrond gekreëer. En hierdie keer was dit in Taiwan. En hulle is ongelooflik sterk in wiskunde. En abacus wiskunde in spesifiek. En hulle het hulle nommers daar opgedraag. En die presentasie was eintlik baie hoog. Jy mag ook baie trots op ons verstellertjies doen oor wat hulle behaal het. Gegeven die probleme in die land, is dit sekerlik vir ons almal 'n verrassing, want ons weet wiskunde veral is 'n groot kopseer in Suid-Afrika. Ons het A&A se verslag verlede jaar gesien en verskeie opvoedkundiges het nou al hierdie jaar op Monitor hul uiterste kommer uitgespreek oor wiskunde en wetenskap. Nou ja, jy fokus nie op die wetenskap nie, maar dit is 'n groot probleem en ek weet Marlene, ek dink jy het vir 9 jaar skool gegee, jy self wiskunde gegee. Ja. Groot probleem by ons. Ja, en ek dink die groot verskil wat ek sien, nou dat ek nou met die abacus wiskunde betrokke is dat jy weet in daai tyd wat dit is nou net 6 jaar oud is. En dit moet nou by die brein is sponsies. Dit daai fiese periode wat jy moet gebruik om die meeste te doen, die meeste vaardighede van 'n ander te leer. So wat ons sien in die internasionale kompetisie, dat die graad 0 en 1 en selfs ons sien met graad 0 en 1 kan allemaal, hulle ken die tafels, hulle kan allemaal die deel met 3 syfers. Waar die graad 2 kinders in ons land ken nie die tafels nie, in graad 3, 4 en 5 begin hulle maar in deel, en sonder dat jy dat jou tafels ken, die heeltemal op die punte van jou vingers, is dan nie 'n manier wat jy met jou maal en deel van dan gaan regkom nie. So, al wat ek kan sê, dit wat ek gesien het in jezelf skool te hou, is ons moet baie vroeg begin met die kinders. Hulle moet op die ouderdom van graad 0, 5 en 6 moet hulle blootgestel word aan hierdie tipe dinge soos hulle maalsomme, maal en deel en so aan. Kom ons kyk 'n bietjie na jou eie betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse groep leerlinge se voorbereiding vir die kompetisie in Taiwan, Marlene. Ja, wat ons doen is ons gebruik, ons het 'n standaard vraag gestel wat ons elke jaar skryf met 'n sekere hoeveelheid somme. So jy byvoorbeeld 30 somme wat jy in 1 minuut moet klaarmaak en dit kan maalsomme wees, of 30 somme wat jy in 1 minuut moet klaarmaak, dit kan deelsomme wees, en dan optel en aftrek. En dit kan as hoofrekene, en dit word aanvang genoem, en dit is nou as jy nou jou voetjie gebruik en wat jy die na die abacus. En dan het jy nou dieselfde tipe vraag stelle, maar dit is bietjie langer as 3 minute, en jy doen met my abacus. Dit is moeilike vraag stelle. So ons maak ons eie vraag stelle op. En ons sirkuleer dit dan nou onder hierdie studente wat gekies word by ons nasionale kompetisies. En dan kry hulle om voor te berei ons mediese jaar se tyd. Dit is eintlik 'n 2 jaar proses. Maar weet jy, as jy inskryf met die program, wil ek graag hê dat jy so vroeg as moontlik inskryf, sodat ons die maal die deel in die tafel onder die 3 kan kry. En as ons sien die kinders wat uitbring, en hulle bring uit die nasionale kompetisie, dan kan ons hulle dadelik vat en ons kan hulle stimuleer en hulle hierdie hoë kurrikulum aan blootstel en dan hulle oefen. Marlene, Ja? jy praat nou die hele tyd van ons en jy verwys na die program. Nou jy en ek het al 'n onderhoud gevoer hieroor op Naweek Aktueel, Ja. maar dalk het nie al die monitorluisteraars daarna geluister nie en dalk is hulle 'n bietjie verward oor die ons en waarna verwys die program. Geef hulle 'n bietjie agtergrond Dit is asseblief. temas abacus wiskunde. Nou temas staan vir Sorbonne Education Medical Arithmetic System. Sorbonne is die Japaneese woord vir abacus. Ons het die Japaneese abacus curriculum nou in Suid-Afrika al vir die laaste 7 jaar. En dit maak die nasie super slim. Ek glo dat dit is die groot verskil tussen die Japaneese en die Oosterse wêreld en ons, is dat hulle vir 'n leeftyd wat 2000 jaar al betrokke is met die abacus. Jy gaan nie jou tafels in maal en deel vir 'n kind van graad 0 of 1 op die konvensionele metode kan leer, dit is onmoontlik. Maar as jy dit vir hulle so maklik maak op hierdie kraalietjies, en dit op 'n speel manier dit vir hulle aanbied, wat ek vir hulle doen, dan is dit skielik vir
maklik, dis lekker, hulle hou van agter die boeke te sit en dit te doen. En jy kan nie eintlik glo dat daar ouderdom groep kinders is op daai ouderdom kan doen nie. Met ander woorde, wiskunde kan pret wees. Dit is pret. Wiskunde is pret en ek glo elke persoon is geskape om 'n liefde te hê vir wiskunde, want wiskunde is reg om ons. En as jy nie jou wiskunde goed doen, jy gaan nie ook in wetenskap goed doen. Dus dit begin alles by jou wiskunde. Aline, wat is jou raad aan onderwysers? My raad aan onderwysers is goedjies klein goedjies, soos byvoorbeeld jou tafels, om dit met flitskaarte met die kinders te leer op 'n baie fun manier. En vir hulle toeties te gee, wie wil die beste doen. En vir die mama's flitskaarte te stuur om dit by die huis met hulle te leer. En dat hulle een tafel ken, dat hulle die einde van graad 1, 2, een tafel ken. Dit gaan ook klaar een geweldige verskil maak aan hulle, jy weet, aan hulle selfvertrouwen om vraag na aan te pak. Ek kind wat die tafel ken, ken ek wat die sy tafel ken nie, groot verskil. So dit is een ding waar hulle by kan begin. En dan, net as die kinders aan hulle tafel ken, kan hulle soveel vinniger begin met maal en deel en daai tipe van dinge. Kom ons kyk 'n bietjie na internasionale beste praktyke. Ons het 'n ruk gelede op Monitor met professor Kobus Marie gesels van Tikkies en hy het vir my gesê dat 2 lande staan uit wat hulle onderwysstelsels betref. Ek was heel verbaas. Een is Suid-Korea en die ander een Finland. Maar kom ons kyk wat wiskunde betref. Jy was daar in Taiwan, jy het gesien hoe kinders van ander lande vaar. By wie kan ons wat leer? Al wat ek kan sê van wiskunde en van wat ek gesien het, is dat hierdie ouens doen dit in hulle skole. Die kinders begin op die ouderdom van 3 met abacus wiskunde. Op die ouderdom van 8 is hulle klaar. Dan kan hulle maal en deel op hulle aftrekken met die simales werk wat ek en jy voor sal skrik. Nou, as hulle op daai standaard al is op 'n 8-jarige ouderdom, dan kan hulle met 'n laerskoolwerk die by graad 5 vir hoërskoolwerk wegtrek. Dit is hoekom hulle so ver vooruit ons is. Dit is hoekom hulle die universiteitswerk vir hulle maklik is, want hulle kan al by hoërskool begin die universiteitswerk. Dit alles net aanhelp. So, dit is al verskil wat ek gesien het. Finland is ek nie van seker nie, maar wat ek weet is dat 'n land soos Japan doen dit in hulle skole. Wat van groot mense, Marlene, wat totaal som en wiskunde verskrik is, en ek verwys beslis na myself en van my kollegas in die kantoor, ek dink ons is meer taalmense. Wil jy eintlik vir my sê dat jy nie noodwendige talent vir somme maak of wiskunde nodig nie? Glad nie, ek dink die groot verskil tussen SEMA en enige ander wiskunde daar buite, is dat het is 'n klassierspel. Jy kan dit nie met 'n ander wiskundeprogram vergelyk nie. So dit is asof jy 'n vaardigheid aanleer. So as jy kind inskryf vir dit, of jy self inskryf vir klassierspel of vir SEMA, gaan jy nie jou regterbrein ontwikkel, jy gaan 'n vaardigheid ontwikkel wat vir die res van jou lewe by jou bly. Maar daar is studies gedoen, Japanese studies wat bewys het dat abacus wiskunde kan Alzheimer's, ek weet nou nie die Afrikaanse woord nie, reverse, hy kan hom omdraai. So ja, groot mense kan dit doen en hulle doen dit baie stadiger en dit is vir hulle baie moeiliker, maar hulle kan dit ook doen. Net vinnig, laatst ons die onderhoud met jou gevoer het ons baie terugvoer gehad van luisteraars en ek het nie 'n kontaknommer vir jou gehad nie. Is jy bereid om jou selnommer vir ons luisteraars te gee of dalk net 'n kontakadres, 'n e-posadres waar mense jou kan kontak as hulle meer vrae het? Ja, nee, ek dink die maklikste is die om te onthou is info@SEMA. Information, info@SEMA. En ons website is ook semas.co.za. En daar is ook hoeveel informatie en dan 'n www waar die luisteraars kan kyk. Hulle kan my daar kontak en ons kontaknommer by die werk is 086 SEMA. 086 SEMA en dit is ook op die webwerwe. En dit is maklik om te onthou, semas.co.za. En daar sal hulle regkom. As hulle hulle kinders wil inskryf, gaan hulle net na die kontakbladsy toe. Daar is 'n landkaart. Hulle klik maar net daar waar hulle bly en dit sal wel uitkom by die franchisees in daardie betrokke area. En net vinnig die spelling van SEMA's weer, S-E-M-A-S, is dit korrek? S-E-M-A-S. Baie dankie, en so sê die president van die Suid-Afrikaanse tak van die Pan-Pasifische Abacus en Hoofrekenkunde Vereniging, Marlene Ras.
Suid-Afrika moet 'n slimmer manier bedink om die klein sakebedryf te ondersteun om so meer werk vir jong mense te skep. So glo die medeskrywer van 'n verslag oor ekonomiese groei in Afrika. Volgens die verslag is werkloosheid onder die jeug 'n groot probleem. Die VN se ontwikkeling